Hallo julle, ek hoop dit gaan goed. Ek wou nou dink ek het 'n oulike metafoor in my kop gehad van my kop is so in so 6ste rad in 'n Lamborghini state. Ek dink ek gaan dit sommer iewers inwerk. Ek vind dit super ironies. Ek wil sommer daarmee begin. Ek post nou goed op Facebook en ek dink my goedjies is baie soos my podcast. Dit is 'n next level of thinking. Dit is verby die tema van us versus them. Dit is 'n God is so lief vir my. Hy is so in detail. Ons is so in verwondering die heeltyd. Ek het nie nodig meer om klippe op te tel en te wys hoe sleg is hulle nie. Selfs as ek so 'n bietjie in conspiracy theories ingaan soos die welkom debate, ek het dit gedoen want dit was en dis nie dat ek myself regverdig nie, maar ek het altyd geweet daar's iets in welkom wat ek moet skoonmaak. Daar is iets waarvoor ek moet bid daar. En ek weet nou ek moet bid vir heiligmaking vir ons grond. Letterlik soos ek voel Abel se bloed het geroep van die grond af, wat ek voel daar is trauma van welkom. Ek het al vir lank gewonder byvoorbeeld, nê? Ja, die Jode is baie geseënd, so ons gaan hulle heeltemal uit hierdie hele equation uitneem, want hulle is glad nie deel van hierdie prentjie nie, maar ek het al gewonder, hoekom weet ons wie is bekende Amerikaners, wie is bekende Switserse mense, wie is, verstaan, ons weet van Beethoven, van Einstein, wat oor die hele Europa vandaan gekom het, ons weet van bekende Amerikaners, ja, so hier en daar 'n bekende Suid-Amerikaner, don't cry for me, Argentina is die eerste ding waaraan ek nou kan dink. Ons weet so 'n bietjie van Venezuela, dat hulle is baie goed met hulle child trafficking, maar ek het al vir lank gewonder, hoekom weet ons byvoorbeeld, ek wil nou sê Albanië, okay, maar almal weet van Mother Teresa, en sy kom van Albanië af, maar ek wil amper sê daai Balkiese lande, Oos-Europese lande, en dan kan ons nog in Asië ingaan. Hoekom weet ons nie van een bekende Noord-Koreaanse persoon nie, ons weet van Suid-Koreaans, want dis BTS, maar nogtans, daar is sekere plekke geografies wat toe is, wat nie net nog agter die Eystermuur is nie, maar ons weet nog steeds niks van hulle nie, en ek dink, daar is sekere plekke wat in soveel generasie traumas ingegaan het. Ek het 'n podcast geluister oor die Koreaanse mense en hoe hulle was soos in 'n oorlog, soos wat ons in die Anglo-Boereoorlog was, en die boere het daarom saamgestaan, maar in die Koreaanse plek het hulle, en ek kan nie onthou was dit Suid of Noord-Korea nie, maar ek dink amper dit was Suid-Korea, want daar was bekende Amerikaanse ouetjie wat grappies gemaak het met die monument, maar okay. So terug, so dan moet dit Suid-Korea wees, wat actually nou, hulle was baie evil, en ek dink Noord-Korea is nog steeds so evil, en nou eers, omdat hulle nie meer so erg onder kommunisme is nie, Suid-Korea, nou weet ons van BTS, en ons weet so 'n bietjie van Squid Games, dit het regtig gebeur, en ek dink dit gebeur nog steeds in Noord-Korea, okay, maar so te loops. So hierdie Suid-Korea was in 'n oorlog met 'n vreemde nasie, ek kan nie onthou met wie was dit, ek dink amper was deel, maak nie saak nie. En toe in plaas daarvan dat die burgers by mekaar gestaan het, toe die burgers, toe die mans, die soldate, al die vrouens, letterlik soos in gevangenisse, in hoerhuise gesit, nê. En al die soldate het die vrouens kom verkrag, brutally, en hulle het dit comfort houses genoem. Wat slim is, wat my weer prikkel met, ek is besig met 'n studie oor seks, sê ek nou in die podcast wat ek gemaak oor my ma, kom maar, dis so ek hier gekom het, so. En in elk geval, so, hulle het hulle eie vrouens so gemartel in hierdie oorlog, en ek dink dit is baie lank terug, dat nou
Suid-Korea is 'n baie interessante studie vir ons om te maak oor awakening, want Suid-Korea is verseker besig om deur 'n awakening te gaan, soos wat ons as Suid-Afrikaners ook deur 'n awakening gaan, van my ouma was 'n volbloed rasis, en ek verstaan dit nie, net soos, verstaan, soos, daar's 'n awakening van, ons is almal dieselfde, en dis die awakening wat die heeltyd gebeur, dit was soos die val van die monargie, daar is nie iets soos konings en peasants nie, ons is almal dieselfde, en toe slawerny verval, en toe die Berlynmuur verval, so, en dis waarvoor ek bang was, ek het notas en notas hier, so, wat ek wil sê is, terug by die Koreaanse mense, well done vir hulle, want ja, dis 'n baie slim strategie om vir hierdie soldate seks te gee as 'n beloningsmiddel. Great, nee, dit is baie slim. Ek het al studies gelees van ons eie weermag, Defence Force, hulle het nie seks gedoen nie, moenie of nie waarvan ek weet nie, maar ek weet hoe sou hulle byvoorbeeld in die Bosoorlog in Namibië, daarbo in Angola, sal hulle, as daar 'n nederlaag was en die troepe het gewen, dan sou daai tydse minister sou opgevlieg het met Philip Stykes. Dis een van die stories wat ek iewers gelees het. En dan gee hulle vir al daai soldate 'n feesmaal en drank en net as 'n beloning. En dit was my die mooiste storie, en dit gebeur in die Bybel ook. Ek het dit eers in die Bybel raak gesien van, ons is in 'n oorlogstryd, maar God sal altyd van ons 'n beloning gee. En toe het ek daai patroon gesien by ons eie weermag, en ek het al ander storieetjies ook gehoor van belonings, maar hoe dit ook al sy, so om terug te kom by, wat is my uitgangspunt? Ek het nog altyd gevoel, daar sekere geografiese plekke wat geseën is, en ander wat nie is nie. En dit is die studie wat ek toegedoen het met Welkom, so dit was alles my own enlightenment. Soos byvoorbeeld, en hierdie kan dalk nou party mense seer maak, ek's jammer, maar as 'n eksperiment sê vir my, as ek nou op iemand se tone trap, ek dink die gemiddelde deursnee mens in Centurion, dis jou tipiese klassieke Steve Hofmeyr aanhanger. Ek het sulke highlights, sulke groepering van plekke met wie, ek sal byvoorbeeld baie vriendinne hê wat in daai gebied bly, of in daai gebied bly, byvoorbeeld. So ja. So ek wil net sê, dit is my beginpunt, en ek vind dit super ironies, hier kom ek nou weer uit by my ander kant van my storie, van, terwyl ek so al hierdie navorsing doen, en ek love dit, dan sal ek goeie skryf vir my om dit te onthou, ons werk nog daarin, want ek het baie navorsing ook gedoen om goeders te leer. Ek glo nogals in daai ding van 70% van die inligting wat jy inneem, vergeet jy binne 2 weke. Jy onthou net 30%, en dan net 10% daarvan bou jy. En ja, ek moet nogal sê, partykeer, as ek te vinnig deur goed gaan, onthou ek net oomblikke. So ek wil bietjie meer detail onthou, maar dit gaan goed met die skoenlappers. Ek moet sê, die skoenlappers is my, en dis alle eer en lof na my vriendin toe, wat vertel het, sy het begin met Handelinge, of Matteus, of Spreuke, as haar eerste Bybelboek. Toe sê sy, wat is maklik. En toe dink ek dan, dit is eintlik so slim. Begin met 'n maklike Bybelsboek, en dan gaan jy na die Hooglieds toe, of die Openbarings toe. En ek dink dis wat baie mense maak die fout, is hulle hoor van een of ander leraar wat ietsiekie doen op Openbaring, en dan daai goed is so vreemd. Ja, ek het dit gister, het ek dit ook vir my vriendin so verduidelik, wat ek gesê het is, ek het gesê, ek wens ek kan meer weet van die 12 apostels. Toe sê ek, want ja, ons weet van Jakobus, want hy het 'n boek geskryf in die Bybel, maar dis wat waarna hy geglo het. As jy vandag 'n 2 bladsy manifesto moet kry van waarin glo Nadia, gaan dit wees, Nadia glo in God, en doen die regte ding, waar moontlik is, en
verstaan, dit is, en almal verdien mercy, en almal is deur God geskape. Dit sal my geloof wees, maar dit gaan nie vir jou sê wie ek is nie. Ek is flipping baie fun, nee. Jy gaan by my kuier en jy gaan lag en jy gaan die wegstap en die lewe gaan ligter wees. Ek is die crazy vriendin, ek is die wild child. Ek gaan vir jou toestemming gee om enige iets min of meer te doen, solank dit nie ander mense nadelig is nie. So daar's 'n verskil tussen om iemand te ken of om iemand te ken. En dit was die storie met Jakobus. So ek vind dit super ironies in die tydpad waarin ons lewe en dis waaroor ons nou gaan gesels. Waar? Gisteraand voordat ek gaan slaap het, toe kyk ek vinnig hoe gaan dit met die Facebook goed. En toe staan soos 'n prentjie wat sê boost post. Nou ek ken daai boost post, vreemd genoeg, op Instagram en Facebook wat dieselfde handler is, Meta. Iewers sukkel ek my gat af om my kredietkaart details vir hulle te gee. Ek weet ek het net so my gat afgesukkel met spaarse goed. Partykeer kan ek goed baie maklik, te maklik koop. Ander keer sukkel ek my gat af, nee, so dit is soos 'n joke, nee. Ek en Standard Bank fraud is al op BFF maatjies terms, want hulle bel baie vinnig as jy sulke vreemde goed koop. Soos, wat doen jy met jou geld, Oberholzer? Nee, net soos ons dink is 'n fraud. Hulle is regtig skerp. Ek kan onthou ek het een Sondagoggend, dit was ook so in Mei, dit was 'n koue oggend, kry ek myself verskriklik jammer, toe maak ek sommer 2 koppies koffie net om die dag goed te begin, en koop toe iets net om beter te voel vir 5 sekondes. Ek kan nie onthou wat was dit nie, ek dink dit was 'n nuwe boek op Kindle of iets soos dit, maar 4 uur, en dit was nog 'n Sondagoggend dink ek, nee, dit was so 'n horribale tyd, en ek dink die Springbok het nog die vorige aand gespeel, so die 3/4 van die land het nog 'n hangover ook gehad, nee. En ek koop die ding, maar dit was boost vir my Instagram post. Ja, dit was nie so heilig en veilig soos 'n boek nie. En ek koop toe die boost, maar dis 'n deel van my vooruitbeplanning vir die week van post goed op Instagram, wist toe ek nog 'n masjien was vir God. Nou is ek net Nadia, nee. Toe ek baie goed gepost en baie goed gecreate het. En toe ek daai goed koop, toe wil hy nie deurgaan nie. 406 op daai koue Sondagoggend lei my foon, Standard Bank fraud. So dit was of 'n Indiër of 'n kleerling mannetjie, nê, want hy was nie 'n Johan nie en hy was ook 'n Sipo aan die ander kant nie. Hy was so iets bietjie amper eksoties, pretterig op 'n Sondagoggend. En ek sê my eerste oproep, "Why are you awake?" "Hello ma'am, dis die Standard Bank fraud." "I know who you are. I've got Truecaller." "Hoekom is jy wakker?" "Ja mevrou, ons sien daar's 'n transaksie daar, was seker 'n kleerling." In elk geval, so ons het in hierdie giggel gehad, ek sê ja, dis wat ek koop, dit is so mense wat nie famous is nie, amper probeer famous word, dude. Standard Bank lag, en ons gaan dit nou aan, maar, hoe dit ook al sê, en nou weer, en die was jare terug, Betsaver was nog ten volle operasioneel, dit was my bediening, en ek dink ek het 2019 het ek die deure toegemaak, so, dit is 6 jaar terug, en ek kan nog steeds daai Sondagoggend, soos jy nou kan hoor, vividly onthou. Ek het dit al 'n paar keer vir mense vertel, want mense sal vinnig hulle bekke rek oor, ja, ek hou ook nie van, byvoorbeeld van soos, ek kan dalk verkeerd wees, maar my 20's het ek nie baie van Absa gehou nie, maar as ek nou kan terugdink, ek was ook 'n bietjie van 'n brat toe. Maar, ek weet, byvoorbeeld FNB het baie nice perks, maar ek dink ook jy betaal daarvoor, en ek is al vir jare lank, nadat ek my moeder gestrip het, is vir Absa jare terug, maar weer eens, ek dink dit was my fout, so as ek enige Absa luisteraars het, dit was nog aan die tyd toe daar goue krediet was, toe daar baie krediet was, en ek kan onthou, ek het lekker op die broodlyn gelewe, ek het 'n besigheid begin, so, ja, ek sien, ek het baie geld weggegooi in my 20's, maar soos ek nou met meeste mense praat, is baie mense wat so bietjie sukkel met finansies, het 'n tydperk wat hulle geld verkwans het, en ek hoor nou baie mense dit op dwelms, drank, vrouens of dobbel verkwans, so ek is eintlik nou baie meer trots op myself met my kredietgeskiedenis, want ek het myne net verkwans op 'n besigheid. Ten minste was dit iets legit, en ek het amazing stories daarvoor. So dit was in daai tydperk van, ek het nie meer vaste inkomste nie, ek bou hierdie besigheid, en die besigheid is moeilik. Nou is ek 4:25, nee, ek is op autopilot. En weet julle wat?
Nou val ek myself alweer vir die 50ste keer in die rede. So ek dink nie hierdie podcast gaan nou gaan oor my ma nie. Ek dink net hierdie is sommer net 'n gesels een, nê. So in daai tydperk van goue, en ek wil gou terug staan. Die was eintlik die inspirasie van die podcast. Dit was om te vertel my stories van my ma, en ek het besef dit kom net met journaling, van waar jy 'n tree terugvat. En ek dink dit is wat baie mense vergeet met godsdiens, met God, om 'n Christen te wees. 90% van ons geek, dames en here, is reflektering. Is gaan sit op jou knieë en praat met die Here. Here, ek was daar 'n bitch. Hoekom? Is ek getrigger? Is dit iets wat ons soms kan genees? Is dit oor dat my ma altyd my hare getrek het op daai spesifieke manier en nou hou my liggaam dit en nou ooreageer my liggaam, want my liggaam is soos nooit weer gaan ek jou in soveel geforce het nie. So, Here, as dit die geval is, dankie liggaam. You are fearfully and wonderfully made. Maar Here, ek wil nie weer in daai slag gaan trap nie. So leer my asseblief om daai te sien en het ek my ma vergewe. Ja, sharp, ding is sharp. Dit is Christendom. Dit is enlightenment. Dit is shadow work. Om die lesse, die fancy woord wat die gurus en die mystics sê, ons moet al die lesse integreer. En die oomblik as jy daai lesse gaan integreer, gaan jy hoër vlieg as al die menslike drama. Die oomblik wat jy daar besluit maak, ek gaan nou vloek en ek vergewe my, ek vat nie aan kak nie, want kak spat. Die oomblik wat jy besef, as ek daai drama queen die heeltyd gaan en eiwil, gaan ek die heeltyd deel wees van haar toksiese siklus. Wil ek regtig, wil 10 jaar van nou af Nadia nog steeds net praat oor haar man, wat lelik was met haar gisteraand, en sy gaan nooit haar big cool panties aantrek en opstaan vir haar man nie. Verstaan, dis die heeltyd daai, kom ons kyk na hierdie gedeelte van my lewe. Hoekom is my werk vir my so sleg? Dis daai baas is 'n bully. Ek het nog nooit eintlik opgestaan vir hom nie. Wat as ek die volgende keer net vir hom nee sê? O ja, maar weet jy wat? Ek sukkel met daai goed. Maar weet jy wat? My vriendin het vir my gesê, as jy 'n life coach gaan sien, dan sit hy voor jou en jy brainstorm dit. Of my ander vriendin het vir my vertel, deesdae kan jy net op ChatGPT gaan en dan roleplay jy so letterlik. This is a true story. Ek het letterlik 'n moeilike gesprek gehad wat ek so geroleplay het met iemand. Met ChatGPT. Ek was 10 skalkskywe voor haar. Ek het nie eendag my moeder gestrip nie, want ek het geweet, wat gebeur het is, sy het 'n slegte gewoonte gehad om heeltyd te kanselleer. Ek het dit al 100 keer vertel op hierdie podcast kanaal. Om op nommer 99 te kanselleer. Toe gaan roleplay ek die gesprek, want ek is lief vir haar, en ek weet, omdat ek so lief is vir haar, as ek die ding gaan begin noem, gaan ek waarskynlik nie meer vir haar kan sê, hierdie is 'n slegte karaktereienskap nie. Ek gaan wel sê, hoekom is ek nie belangrik genoeg vir jou, dat jy so afsprake kanselleer vir my nie? Verstaan, want dit is die inherent wat die inner child skree. Jy laat my voel, ek is nie belangrik genoeg nie. En ek weet dis 'n leuen. En vir my om dit, my God sê vir my siel sê vir my, Nadia, you are fearfully and wonderfully made. Maar elke keer wanneer jy my hanteer soos 'n plan B, soos 'n slegte lap op wat weggegooi word, is daar 'n leuen, daar's 'n dissonansie, en dissonansies van dit wat aangaan buite jou en dit wat aangaan binne in jou. Dit is wat auto-immuun siektes veroorsaak en 'n lang reeks van ander goed. Dit is daai mense wat vir jou sê, ek is lief vir jou, en dan klap hulle jou deur jou gesig, en dis nie 'n BDSM play scene hierdie waarvan ek praat nie. En ek het daai ding gaan roleplay met ChatGPT. En ChatGPT het vir my gesê, hierdie is die toksiese pad. Sou sy gaslight ontken, beteken dit, sy is nog nie reg vir versoening nie. Sou sy wil versoen, maar ek het nie deur die positiewe een gegaan nie, want die positiewe een is gewoonlik een waarop ek floreer, want dan is dit soos,
Ek weet hoe voel dit as mense my uitvat en sê, weet jy wat Nadia, ons sien jy die pad bietjie byster geraak. En daar is al vriendinne wat dit gedoen het. En julle, ek is oneindig dankbaar daarvoor. Want dis hoekom ons vriendinne het. You are my sister's keeper. Jy hou rekord van my om te sien, hier begin 'n patroon te vorm en ek wat objektief is, gaan dit vir jou sê. Dis hoekom wanneer ons verlief raak op iemand, vertel ons vir iemand alles wat die verliefde persoon doen. Want ons weet liefde is blind en ons wil hê jy moet accountable wees om ons te vertel. Hierdie ou is eintlik 'n groot, pragtige kartonboksie, sussie, hardloop. En dit is die gatslag, die paradox waarin ons lewe tans. And I think to myself, what a wonderful world. Imagine as almal wat jy geken het, hierdie tipe van hoë EQ gehad het. En weet jy wat? As jy lank genoeg in my lewe is, weet ek jy gaan dit ontwikkel, want I've seen it happen time and time again. En die is net met die Here se genade. Ek het baie seer gekry jare terug en ek het gesê, Here, hier is my pyn. Ek het dit letterlik vir hom gegee as 'n offer. Ek is besig om die offergawes op te swat van Levitikus met ChatGPT. En die eerste een, die brandoffer is jy gee alles vir hom. En ek kan onthou, nadat ek so seer gekry het, ek het alles omgegee en ek het gesê, Here, laat U wil geskied. Dit is my groot famous claim to fame in die gebedssirkels, want dis wat my lewe verander het. Want in plaas daarvan om te sê, wat ek in daai oomblik gebid het, Here, laat hy lief wees vir my, Here, laat ek net dit of dit of dat. Here, I don't care, laat U wil geskied. Ek's moeg om so te voel soos ek nou voel. En dit is gebeur. En as 'n resultaat het ek 'n muscle memory begin ontwikkel. Omdat ek vir myself gesê het, ek gaan nooit weer, dit was 'n abusive verhouding. Niemand gaan my ooit weer slaan nie. Het ek gaan navorsing doen en besef, maar weet jy wat, as iemand op jou skree, it's only a hop, skip and a jump away totdat hulle op jou vloek. And then it's only a hop, skip and away totdat hulle jou slaan. En ek het besef, maar dit is dieselfde narratief. So die oomblik as jy net lelik is met my, is ek soos, as ons nie nou gaan accountability partner speel nie, kan hierdie abusive verhouding raak. Want en dit was hoekom ek my ma se podcast weggemaak het, want ek het baie empatie met, ek het letterlik nou net alweer 'n glasie gebreek, en die glas is die voorbeeld. As jy vir iemand die mooiste Carol Boys wynglase gee, of Jenna Clifford wynglase gee, of net 'n baie mooi, Nathaniel het mooi wynglase, ek love mooi wynglase, daai wat so two-tone was, gaan hulle daai wynglas vat en hulle gaan marvel, en hulle gaan wyn ingooi en hulle gaan die wyn drink, en dit gaan 'n lekker geleentheid wees, en as jy soos my vriendin is wat geheel onthouer is, en as gevolg van emosionele redes, en as sy hou ook van dit nie, so in jou geval my liefste vriendin, ek gee vir jou die mooiste koppie, en ek maak vir jou die lekkerste koppie koffie daar binnekant, met 1 suikertjie, net soos jy daarvan hou, en jy geniet daai koppie. Maar môre breek jy daai koppie, of jy breek daai wynglas, en dis wat hier in my huis nou gebeur het, ek het 'n kersie gebrand, en in 'n glasie, en hy het te naby aan die glas kom, en toe bars hy. So nou, daai selfde glas maak nou seer. Is die glas lelik? Nee. Is daar iets fout met die glas? Ja, hy's gebreek, maar, en ja, hy kan my nou seer maak, so ek gaan hom nou ewe skielik andersins hanteer. Want hy het 'n skerp kantjie. En weet jy wat? En dit is my journey, ek hoef nou nie eers 'n podcast te maak oor my ma nie, ek wou net sê, my ma het 'n bietjie van 'n abusive streak in haar gehad, en ek was nog steeds so lief vir haar. En dit was my heel eerste leerkurwe van, selfs al doen iemand alles verkeerd, ek kan verstaan, inteendeel verlede jaar toe ek by die, by daai charity betrokke was, het ek keer op keer gesien, daai ouers is useless, nee,
ek praat van die een dogtertjie het soveel absesse in haar mond gehad. Dis 'n wonder daai kind het nie dood gegaan van septiese skok. Dis hoe vrot haar mond was, nê. Die mooiste dingetjie. Blond, blou oogies, speel netbal, se briljante sentertjie was nou by Austedt by die skool. Maar die ouers is so useless dat ja, dit is wat met die kind aangaan. Maar laat daai kind daai mamma sien. Sy's 12 jaar oud, so ek weet dit gaan verander. Mamma! Pjoe! My mamma dit, my mamma dit, my mamma dit. Want dis hare, dis daar besitte. En daai mindfuck wat liefde met ons speel of ons 12 jaar oud is of 42 van hierdie persoon is actually 'n skorpioen. Hierdie persoon is eintlik 'n gebreekte glas. Hierdie persoon maak my meer seer as wat ek iets uit daai kan drink. As dit by my mamma is, dan my mamma vat my na die dokter toe as ek siek is nie, maar sy bly nog steeds mamma. And ain't that the beauty of humanity? Hoe liefde net bo dit alles kan reis. Ons moet net nie seer kry in die proses nie. Want jy sien die bos het gebrand toe Moses hom gesien het. Maar toe die vuur weg is, dis die bos nie geskadig nie. En Jesus het verby die vyeboom gestap, en die vyeboom, iets wat ons moes gedien het, 'n mamma wat ons moes dokter toe gevat het, en dit nie gedoen het nie, toe Jesus sien daai vyeboom, doen nie sy job nie. Toe Jesus daai vyeboom vervloek, maar dit was ook na jare wat hy ook gesê het eers, hou die byl net naby, ons gaan nie daai boom eers toe afkap nie, so daar's baie grace daarin. En om terug te kom, ek kon nog steeds nie my Facebook post boost, waaroor ek praat oor seks is eintlik net God se metafoor vir die tipe van verhouding wat hy soek met ons nie. But wat next level is, ek meen, gaan sit dit in jou kop en gaan sit dan in jou prayer room. Jy sal daarmee sit en chat met die Here vir 3 dae lank. So, Here, is dit hoekom dit so lekker is? As iemand my sien, as iemand aan my hand vat, dan voel ek daai vlinders en dat ek dit nie uit my gedagtes uit kan kry nie. En die Here gaan sê, ja, welcome to the game. Okay, dit is so lekker vir jou gemaak, pleasure. En deur pleasure wil ek ook net vir jou sê, deur seks, dis hoekom daar soveel seks altare was en tempels was in die ou tyd. Daar was 'n manier om met God te connect. Dis hoekom die Bybel of die kerk altyd sê, moenie seks vir die huwelik hê nie, want hulle weet daai oomblik jy maak 'n portal oop, dit is baie sterk, maar as jy dit reg gebruik, soos God dit vir ons gegee het, soos vir Adam en Eva, soos go and have fun, my little darlings. Is pleasure een van die maniere om met God te connect, maar daar's honderde, om net in die natuur te loop, om te journal, om te reflekteer, om aan die kaart te sit, daar sal God ook met jou connect, nee, maar, okay. Ek vind dit super ironies in hierdie generasie, op hierdie dag, die 7de Mei 2025, waar Facebook vir my vra, wil jy hierdie boost? Met ander woorde, gooi geld na my kant toe en ek maak jou famous. En daai content voel ek al klaar is next level. En net daarna lees ek my favorite politiese ontleder en weer eens is ek soos, ek love hierdie ontleder en hy staan nog steeds kop en skouers bo enige ander ontleder, maar selfs syne maak my depressed vanoggend oor iets oor hoenders en korrupsie en BE. Same old, weet jy wat? Ons almal weet dis 'n moerse probleem. Jy hoef nie nog 50 teses te skryf oor hoekom is dit sleg om dwelms te gebruik nie, ons weet dit. Weet jy wat, leer ons eerder gesonde coping mechanisms. Dis die vlak waarby ek tans is. Ons siel weet wat's verkeerd. Ons het nie nodig dat iemand dit vir ons vertel nie. Dis wat ek love carte launch, ek love alle investigative journalism, want die wêreld sonder dit sou nog meer horrible gewees het. Ten minste het ons whistleblowers, so ek's dankbaar vir hulle, maar partykeer is my siel moeg vir whistleblow, soos kan ons net asseblief nou oor 'n nuwe speletjie begin speel. Dit voel vir my soos
'n klomp kindertjies wat hier is hierdie een swaai in die speelgrond en hy's so stikkend. So almal beklei wie kan op die stikkende een swaai en God is soos hier Sun City. Is 'n Valley of the Waves here dudes. En almal karring nog met die stikkende swaai. So vanoggend vra hulle vir my Facebook, wil jy 'n boost? Ek sê dalk wil ek bietjie R20 na die probleem toe gooi. Kom ons kyk wat kan gebeur. Want ek hou van die interaksie. Ek hou van die algoritmes van die lewe. En of dit nou is met 'n spar kassier en of dit is gister met my massage therapist en of dit nou gisteraand is met my vriendin. Dis daai interaksie wat vir my laat opstaan in die oggend. Dis soos jy. Vandag is nog 'n dag ek kan weer met God se skepsels interak. En hy blok my. En hy het frustrasie uit. Hy blok my net oor dat ek weet nie, ek sal nou gaan kyk. En net daarna lees ek hierdie lae frekwensie. En jy weet ek praat baie oor frekwensie. So ek weet my frekwensie is regtig hoog. Dit werk in skale en ek het vir ChatGPT gevra om dit vir my te analiseer nou. Dit begin by beige, as jy dit wil gaan opswat, beige, pers, rooi, blou, groen of geel, dink ek, oranje, nee, is nie groen of geel nie, oranje, groen, geel, nou geel is hoor, dit is waar die Moeder Teresa's byvoorbeeld gewerk het, wat regtig altruïsme uitstraal, die Nelson Mandela. Nou as ek hulle gebruik, dis te sê, hulle hele persoonlikheid was dit. Ja, ek en jy kry ook oomblikke wat ons save the nation en let's build a community en wat ons iets goed doen. So dan het ons hoër frekwensies goeders, dan is dit regtig daai heilige goed. En eendag as ons in die hemel is, glo ek gaan God vir ons wys, weet jy wat, hier het jy iets baie turquoise goed en ons gaan nou by turquoise uitkom. Hierdie was regtig waar next level thinking. Dis wat gebeur het, hulle het geloop en hulle was by daai aaklige bestiality tempel, Jesus en sy disciples. En Jesus het gepraat van dit is hoe erg tans in die wêreld gaan. En hy wou hulle soos 'n bietjie 'n rude awake in die Gorilla Theater gee. En toe hulle daar wegstap, toe sê Jesus, wie dink julle is ek? En hulle sê, ja, dis wat die mense sê, jy's Elia, jy's 'n profeet. En Petrus, my love, ek is 'n Petrus, nê? Kyk, as ek wil heilig en veilig wees, bestudeer ek vir Paulus, maar my karakter is 'n Petrus. Impulsief, spontaan, impromptu, ja, gereeld nonsens aan, kap iemand se oor af, sê, jammer Here, what did I do? En Petrus sê in daai oomblik, Here, U is die seun van God, die Messias. En God het daai oomblik soos, hierdie was turquoise, hierdie was next level thinking, that a boy. Nou, daar's oomblikke wat ons so in daai oomblikke van vrede is, of van shalom is. Nou, ek het al teachings gaan inlees op ChatGPT, wat ek gesê het, wat se kleur, want ek is geel na turquoise toe. My teachings wat ek gaan inlees, is geel na turquoise toe. Dis regtig next level. Rob Belson is daar, byvoorbeeld. Joel Osteen, Joyce Meyer, hulle is soos oranje. Dis baie laag, né? Maar daar's ook 'n cosmic joke daarmee, van as jy ja, okay, maar in elk geval. So nou vanoggend nou dink ek, Pietse, of ja, my chommiesin wat skryf, gelukkig is daar duisendes van hulle met dieselfde naam, syne is geel, né? Dit is ook die hoogste kommentator wat jy kry in Suid-Afrika. Dis die een wat die meeste God se koninkryk beginsels reflekteer. Ek sê nie, daar is seker honderdes wat slimmer is as hy. Sy uitkyk is net baie altruïsties, dis baie humanistic. Ek hou van sy uitkyk, né? So nou lees ek vanoggend dit, terwyl ek my turquoise goed wil promote. Nou lees ek wil betaal om die geel goed te lees. Ek is soos ouma, hoor, die goed is net snaaks. So dit is wat in my lewe aangaan.